Here, dankie dat U in die woord in Efesiërs 2 sê, dat U het ons goed gemaak, reg vir die goeie werke wat U vooraf vir ons beplan het. Here, dankie dat U vir ons elkeen 'n doel voor oë het, 'n toekoms het, Here, 'n hoopvolle toekoms. Kom lei ons in dit. Ons goeie herder. Ons goeie herder. Here, dankie vir U teenwoordigheid vanoggend hier. Here, kom raak ons aan, kom transformeer ons. Ons is maar die klei. Ons is maar die klei. U is die pottebakker. Kom vorm ons, Here, van glorie tot glorie in U beeld, Jesus. Dat ons sal lyk, sal loop, sal praat, sal skyn soos U in 'n donker wêreld. In Jesus naam. Amen. So vanoggend se preektitel, Jesus, ons antwoord in vervolging en ons voorbeeld in vervolging. En dat maandag het dit nog lekker in die Wildtuin toe besef ek Erik het nou die Sondag gepreek, is nou weer my beurt wat opkom en ek het begin bid oor waarom te preek en ek het regtig ervaar al laasweek en donderdag toe ek opruim om bietjie oor Openbaring te preek. So toe ek so bietjie in dit begin ingaan en ons gaan 'n lekker reeks rondom Openbaring doen, veral die eerste die hoofstukke wat die kerk hanteer. Ek glo daar's baie, soos wat ek dit sit en lees, is daar baie goed wat ons kan leer uit die goeie en die slegte van wat die kerke van daai tyd, die kandelare reg gekry het en 'n paar goed wat ek graag in Openbaring vir ons wil uitwys. Selfbeheersing is 'n amazing ding. Ek het nou baie stupid grappie gemaak het en ek het dit. Ek is so trots op myself om daai. Woe! Ek sal dit van rekord afmaak, maar ek gaan dit nie meer maak doen nie. En maar toe gebeur, ek dink dit is Woensdag gewees. Ek weet nie wie van julle die nuus dopgehou het nie, wat gesien het van die tragiese gebeurtenisse maar oor die algemeen wat in Amerika tans gebeur. En toe nou Woensdag toe Charlie Kirk geskiet word, sluipmoord wat op hom plaasgevind het terwyl hy by 'n universiteit van Utah, as ek dit nou reg het, hy was baie bekend vir oop debat. Hy wou debatteer. Soos prove me wrong was die slogan geweest. En toe verskrik ek weet nie van julle nie, ek was lekker in trane geweest. Die vraag is wat opkom soos en nog 'n bietjie van 'n realiteit check. Dink ek veral vir ons in ons westerse manier van lewe, ons westerse kultuur. En ek sê vanoggend vir die diensspan is die vervolging van kerkies vir ons net nie. Ons sien dit in die Bybel. Ons weet dat al die apostels behalwe Johannes vermoor is en Johannes was nie vermoor omdat hulle not for a lack of trying nie, maar ek sal volgende week daaroor praat want ons gaan oor Openbaring praat net nie hierdie Sondag nie. So jy moet maar weer terugkom as jy Openbaring wil hoor van volgende week af. En ek sit te bid en ek sê Here, soos moet ek aangaan met soos Openbaring? Is dit iets wat ek soos hierdie Sondag moet ek nou my kop neersit en of is daar 'n boodskap wat moet uitgaan rondom hierdie Woensdag wat gebeur het? En die Here het vir my 'n boodskap gegee vir die oggend en ek glo regtig dit is Larissa het vanoggend ook so mooi bewoord. Sy bediening se naam was 'n turning point. En ek glo regtig dit is 'n draaipunt en kan 'n draaipunt wees vir een en elkeen van ons. Ek glo daar is iets om te leer vir een en elkeen van ons wat onsself 'n kind van God noem as ons kyk na wat hierdie laaste week gebeur het. Die hartseer nuus is dit kan of 'n verskriklike goeie draai wees in jou lewe of dit kan absoluut verby jou gaan en dit kan glad nie die effek op jou hê wat dit kan hê nie. Almal okay? Alright. So ek wil net sê die vyand het nie gewen nie. Okay? Hy het nie gewen nie. Hy het sy hand oorspeel. Hy het 'n voetfout gemaak. 'n Lelike voetfout gemaak. Ek het sit oor die naweek en ek dink en hierdie is wat vir my nogal baie vrede gegee het is
toe hy Jesus doodgemaak het hy gedink hy het gewen. Hy dink dat die dood die finale gesag het. Maar ons weet dat dood nie Jesus kon terughou nie. En ek dink hier goed vanoggend met my gedeel dat Charlie Kirk se following, né, op sy sosiale media het met meer as 2 miljoen al opgegaan. Die getuienisse wat besig is om uit te kom van Jesus en mense wat tot bekering kom as gevolg van dit wat gebeur het. Is dit hartseer? Natuurlik. Dis hartverskeurend. Kyk nie vir Charlie nie, hy is in die hemel by Jesus, waar ons almal wil wees. Wat ons sien uit na daai dag om te sien en te weet waar hy is. Hy het die martyr's crown ontvang. Ons is hartseer vir sy familie en bid vir sy gesin. Dit is verskriklik wat gebeur het. Maar ek kan vanoggend hier staan en ek is tog opgewonde. En ek het hoop. En om te sien, en as 'n afwagting in my gees om te sien wat gaan gebeur in die volgende dae, weke, maande en jare. En ek wil vir jou sê dat dit wat gebeur kan dieselfde effek hê op jou lewe, en ek weet vir 'n feit ek is op besig om 'n hele paar goedjies te heroorweeg in my lewe en 'n paar goed in plek te kry. So weer eens 'n draaipunt vir almal van ons. So kom ons gaan vanoggend, want hier is die vraag is dis wat ek wil sê van die westerse kultuur. Ons weet dit gebeur in die oosterse kultuur. Daar's net weinig baie, of Midde-Ooste, die Ooste, China, ons weet die vervolgde kerk is daar, maar ons is net wenig, soos dit voel vir ons baie ver eintlik, ons weet daarvan, maar dis nie vir ons so 'n groot realiteit, dink ek, soos wat ons wil erken nie. Waar nou, vir die eerste keer in ons leeftyd, is iemand vir sy geloof in Jesus Christus en die standpunt wat hy ingeneem het in Jesus Christus, op kamera, in die westerse kultuur, waar ek en jy, ons normale gang, waar ons nooit gevrees het vir geloof hê. Ewe skielik gebeur daar nou so iets, vir almal om te sien. So wat is jou reaksie op dit? Hoe reageer ons op dit? Want ek dink weer eens daai ding van Petrus, ek het dit al 'n paar keer gesê, vir my is dit amper 'n normale reaksie van Petrus om hy ou se oor af te kap. Ek kan nie dink dat ek enigstens anders sou gereageer het nie. Toe vra ek hulle kom vir Jesus en ek wil sy oor kap. Maar ek wil vir jou sê, dis nie die antwoord om kwaad te raak, om te begin haat. Daai mense is verlore. Ek wil amper sê ek stem nie eers saam. En dit is nou op rekord. Ek wens nie eers vir die ouetjie om die doodstraf te kry nie. Dis eerlik. Ek glo nie ek sê dit nou vanoggend, ek glo nie in doodstraf nie. Dis want ek glo nie lewe en dood kom enige van ons toe nie. En ek glo dit steel die vermoë van daai ouetjie om ook tot bekering te kom. Ek wou dit aan die einde van die preek gehou het, maar want dink hieraan, dit het my so 'n bietjie realiteitscheck gekry toe ek dit raaklees nou weer vanoggend. Ons is almal kwaad vir hierdie ouetjie wat hy gedoen het. Ek wel kwaad, ek het ook hele ander emosies wat jy het. Paulus het dieselfde gedoen. Dink daaraan. Paulus het dit ook gedoen. En hy het tot bekering gekom. En ons weet die bediening wat hy gehad het na dit. So is hierdie ouetjie beyond saving? Nee. Gaan ek ooit saam met wat hy gedoen het? Nooit. Maar die Here kan alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet en hy gaan iets moois hier uitkom. Kan ons saamstem op dit? Amen. En wat 'n bietjie anders as mense Bybelse voorbeeld het van iemand wat dit ook gedoen het. Ja, dit was my nog as okay, Here, help my. So blaai vir my na Handelinge 16, nou kan ons begin met die preek. Daar was nou so voorsmaakie. Jy kan op events gaan. Dis waar ek events onder Beweegkerk Wellington, al die preeknotas is daarop, al die teksverse. Ek gaan vir ons daai uit lees en dan vers vir vers lekker ontleed. Hoekom praat ek oor Stefanus vanoggend? Want Stefanus was die heel eerste martelaar, die heel eerste persoon in die Nuwe Testament, soos in die vroeë kerk soos wat ons dit vandag ken, vervolg is en doodgemaak is vir sy geloof. En in die dae, toe die disippels vermeerder het daar 'n murmurering ontstaan van die Grieks sprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. En die 12 en die menigte van die disippels byeengeroep en gesê, dit is nie reg dat ons die woord van God nalaat,
om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. En die woord het byval gevind by die hele menigte. En hulle het gekies Stefanus, 'n man vol geloof en van die Heilige Gees, en Filippus en Prochorus en Nikanor en Timon en Parmenas en Nikolaus, 'n Jode genoot uit Antiochië. Heerlikheid, hulle het lekker name. Wat hulle voor die apostels gestel het, en hulle het gebid en hulle die hande opgelê, en die woord van God het toegeneem, en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder, en 'n groot menigte van die priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. So wat jy moet verstaan, die historiese konteks is hoekom ek praat van die Grieks sprekende weduwees en die Hebreëse weduwees, is ons weet dat daar was 'n tydperk waar die Jode in ballingskap, ek kan in Jeremia gaan lees, hy het hulle gewaarsku, hulle het nie geluister nie, waar die Jode weggevoer was in ballingskap, waar hulle in ander lande gaan bly het, weggevat is, en daar het 'n groot groep van hulle teruggekom, maar daar het baie van hulle agtergebly in die ander lande, sodat hulle Grieks sprekendes was, dat hulle ook nie die kultuur, die Griekse kultuur baie keer aangeneem het, nie noodwendig in die Joodse kultuur gelewe het meer soos wat die Hebreëse Joodse weduwees gedoen het nie, want hulle het in Jerusalem gebly, hulle het nog in die Joodse kultuur groot geword, wat die ander meer groot geword het, en dan nou volwasse geraak het in die Griekse kultuur en manier van lewe, al was hulle nog steeds Jode, hulle het ook nog steeds die Ou Testament gelees, maar 'n Griekse weergawe daarvan, hulle het nie eers die Hebreëse weergawe gelees nie, hulle het die Septuagint gelees, so dis nou die Engelse woord vir dit. So daar's toe nou hierdie divisie in die kerk van amper jy's nie 'n Jood nie, jy's 'n half Jood. Hulle kyk eers na die mense wat dan die kos gee, wat dan nou voorsiening maak vir die weduwees, want dit is wat die kerk moet doen. Dit is jou reine en goeie diensknegg om te kyk na die weduwees en die vaderloses. Godsdiens, ja, jou godsdiens is belangrik. Dis nie 'n vloekwoord in kerk nie. Selfdissipline, selfbeheersing en struktuur in 'n kerk is 'n goeie ding. Dit, ja, amen. Ek gaan later daarop, dis 'n hele ander preek. En so met ander woorde, hulle sit hierdie struktuur in, die apostel sê vir hulle self, ons is besig om die woord te bedien, die Here het ons mandaat gegee, ons kan nie ophou om te doen wat die Here ons voorgeroep het om te doen nie, maar ons mense vir die evangelie moet hoor, so wat gaan ons doen? Gaan ons die weduwees kyk? Gaan ons die probleem oplos? Nee, hulle bid vir wysheid en hulle stel 7 manne aan om daai deel van die kerk te hardloop en te hanteer en daai probleem op te los. Maar nou moet jy mooi sien, en dit is wat vir my so opvallig is, want ek vergelyk altyd, kyk, Stefanus kan jy altyd preek in 'n preek waar jou diensspan bietjie klein is en jy wil weer bietjie diensknegte in jou diensspan inwerk, dan is Stefanus altyd 'n goeie kandidaat ook vir dit. Want Stefanus, as ek hier kyk, die rol wat hy vertolk het in die kerk was, hy het, die offisiële rol is, hy het na die weduwees gekyk. Hy was Afrikaans ken ons nou as diakens, die Grieks is diakonos, wat beteken servant en waiter en minister, messenger. So jy's 'n waiter, jy maak seker almal kry kos, jy's nie besig om voor te preek soos apostels, jy's nie 'n kerkleier nie, jy is besig om te dien, dis is wat die diensspan doen. Maar sien dat die kriteria van hierdie is nie net, ja, ek het groep 7 ouens van goeie karakter, of wat nou al lank in die kerk is, of wat dit ook al mag wees nie. Nee, kry ouens van goeie karakter, hulle moet 'n goeie getuienis onder mense hê, hulle moet vol van die Heilige Gees wees, en hier is net vir 'n waiter, vol van die Heilige Gees wees, en hulle moet vol van wysheid wees, en ons gaan nou sien hoekom hulle vol van wysheid moes wees. Ons sien dit baie vinnig in Stefanus se bediening. So so ek wil vir jou sê, Stefanus, wat posisie gewys, kan ons dit vinnig seker net maar afmaak as maar hy moes net na die weduwees kyk. Maar ek gaan vir jou wys die bediening wat hierdie ou gehad het, nie omdat hy het nie gewag vir die groot oomblik of die oop deur nie. Nee, papie, toe daar venster op skreefie oop is, het hy gegaan vir dit.
Hy het die woord bedien. Hy het wonders en tekens het deur hom gebeur, want hy het geminister. Maak nie saak waarmee hy besig was nie, het hy mense bedien met die woord. Hy het vir mense gebid, hy het die evangelie verkondig. Hierdie het 'n kragtadige bediening gehad, want hy het die Here geserve en sy kerk geserve terwyl hy besig was om te wag. Maar ons voel baie keer in 'n wagseisoen, né? Almal het was al ergens wat ons gevoel het ons is in 'n wagtydperk. Nee, maar die Here roep my om nou net in my kamer te sit en te wag vir iets om te gebeur. Sê ek, hy kan nie dit doen nie? Natuurlik kan hy dit doen. Ek dink net partykeer is dit 'n gemaklike verskoning om te wag tot goed in plek val in plaas van ek wag vir die Here om iets te doen in my lewe. Ek is in 'n wagtydperk, maar terwyl ek wag, gaan ek tafels bedien. Terwyl ek wag vir die volgende deurbraak, terwyl ek wag vir die Here om vir my volgende rigting te gee, gaan ek dien. Gaan ek myself nuttig maak. What a mindset. What a mindset. Hy wag nie vir die geleentheid om te kom nie. Hy gaan soek die geleentheid. Hy skep die geleentheid. Amen. So hoekom wil ek hierdie vir jou sê, want almal van ons is ergens, niemand van ons behalwe ek en Erik en Jaco werk op dieselfde plek nie. Dus almal van ons is ergens. Net in hierdie vertrek wat hier sit. Het is al so groot reach waar ons kan mense bereik en bedien. Moenie wag nie. Soos al is dit net, kan ek vir jou bid. Soos die Here roep jou vir 'n tyd, soos hierdie, jy's geroep, jy's geskape, daar's 'n doel voor oë gesit, daar's 'n plan met jou lewe, jy het die Heilige Gees in jou. As jy nog nie het nie, laat ek vir jou bid dat jy kan bekragtig word in die Heilige Gees, want die Here wil jou vol van sy Gees, vol van sy wysheid maak, sodat jy net soos Stefanus 'n kragtige bediening kan hê. Maak nie saak wat se day job jy het nie. Moenie dat jou day job, dit is nie 'n limiting factor nie. Maar sien dit baie keer as 'n beperkende faktor in ons lewe. Net omdat jy dalk nie 'n voltydse bediening is nie. Jy kan 'n voltydse bediening wees en 'n kantoorjob, 'n ingenieur, freaking scuba duiker wees. Nee, jy kan nie scuba duiker, jy kan nie preek, vir die visse spreek. Maak nie saak wat jy doen nie, waar jy is nie. Jy kan die bediening, soos Stefanus sê, hoekom? Want jy dieselfde God in jou. Jy dieselfde Heilige Gees wat hy in hom gehad het jy in jou. Amen. Dan lees ons verder vanaf vers 8. En Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. En daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die Libertyne opgestaan en van die Sireneërs en Alexandryne en van die mense van Cilicië en Asië. En hulle het met Stefanus geredetwis. Ek wil net vir jou sê, daar was net in Jerusalem meer as 300 sinagoges. Blerrie baie. Maar hulle kon die wysheid en die gees, onthou, vol van wysheid, en die gees waardeur hy gespreek het, nie weerstaan nie. Toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het hom lasterlike dinge hoor praat teen Moses. Nou begin hulle die mense opstook deur leuns. En hulle het die volk en die ouderlinge en die skrifgeleerdes in die beweging gebring en op hom afgekom en hom gegryp en voor die raad gebring. En hulle het valse getuies laat optree om te sê, die man hou nie op om lasterlike dinge te praat teen hierdie heilige plek en die wet nie. Want ons het hom gehoor sê, hierdie Jesus, die Nazarener, sal hierdie plek afbreek en die sedes wat Moses aan ons oorgelewer het verander. En terwyl hulle almal wat in die raad sit, hul oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. So hierso is ek wil amper 'n opdrag en 'n uitnodiging aan jou. Is hulle sê dat hy vir alles wat hulle gesê het, het hy antwoord gehad. Het hy wysheid gehad wat God vir hom gegee het. Nou kennis is goed. En ek dink nie ons moet sê ja, maar wysheid en kennis is nie dieselfde ding nie, né? Ons kan saamstem op dit. Ek moet sê 'n tomaat is 'n vrug, maar hy is kennis, maar dat hy nie in 'n vrugteslaai kom nie, is wysheid. Iets soos dit sê hulle ons altyd. Ek verstaan eintlik lekker nie daai ding nie, want ek verstaan nie slaaie altyd nie. Maar anyway, my slaai is hoender. Dis 'n baie lekker slaai. En so
Hoekom sê ek hierdie vir jou? Om kennis op te doen is 'n verantwoordelikheid wat jy het. Maar kennis alleen is nie genoeg nie. Jy het ook die Heilige Gees nodig. Woord en Gees is super belangrik. Kom vol van die woord sodat wanneer die vrae voor jou kom. En hierdie is die skrif wat ek vir myself, ek het dit veral toe ek net tot bekeer gekom, ek het dit keer op keer. Elke keer as ek Bybel lees, het ek hierdie gebid. Hier in Johannes 14 sê dat ek sê my Heilige Gees vir julle stuur en hy sal julle leer en help onthou alles. Hy sal julle help onthou alles wat ek julle geleer het, sê die skrif. So dan sit ek voor my Bybel en sê ek, Here, u sê dit. U beloof dat ek leer en u sal my help onthou. So jy het kennis nodig. Was 'n verantwoordelikheid op jou om jou neus in die boek te kry. 1 Petrus 3 sê dat wees altyd gereed. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee vir die hoop wat in jou is. Is jy reg om 'n antwoord te gee? Soos ek vir jou moet vra, ek dink as ek moet vra, glo almal in Jesus Christus, sal julle almal julle hande opsteek. Anders is dit 'n interessante plek vir jou vanoggend om te wees. Maar as ek vir jou moet vra, hoekom glo jy? Hoekom? Want onthou weer eens, ons het groot geword in 'n Christenland. Kom ons wees eerlik, soos ek het nooit eers gedink aan 'n ander geloof nie, want ek het groot geword in 'n huis waar ouers het wat God vrees. Maar ek was vir myself uitvind, hoekom glo ek? My vraag is, wat sal jou antwoord wees? En as jy nog nie weet nie, kry jy antwoord. Gaan sit, maak vas. As baie feite waaraan jy kan vashou. Daar's baie bewyse dat Jesus regtig gelewe het, dat hy gekruisig het, dat hy opgestaan het. Maar meer as dit weet ek ook wat hy in my lewe gedoen. Ek het hom geervaar, ek het hom gehoor. Ek het die effek gesien wat die waarheid van sy woord, dat alles wat hier staan werklik waar is. Ek het nog nie een keer gesien waar hierdie wat hier staan nie gebeur nie. So ek weet hierdie is nog waar ook. So ek kan sonder twyfel weet ek glo in Jesus Christus. Hy het gelewe, hy het gesterf, hy het opgestaan en dat ek gered is en hemel toe gaan wanneer ek aan hom glo en hy sê so in sy woord en hy is wie hy sê hy is. Hy het alles onderhou. Hy wat geen sonde geken het nie, beproef was op alle maniere, het nie gesondig nie, maar het sonde geword vir my en vir jou, sodat wanneer ons aan hom glo, ons ewige lewe kan hê. Wat is jou rede? Dit kan jy net vir jouself kry. Maar gaan maak dit vas. Al moet jy dit neerskryf. Gaan skryf getuienisse neer. Maar maak vas, sodat as iemand vir jou moet kom vra, hey, hoekom glo jy in Jesus? Dan kan jy vir hom met die grootste gemak en baie wysheid sê, ek kan vir jou sê, kom glo ek in Jesus. En op daai noot, ons gaan binnekort, want met dit dat ons 'n nuwe spasie het, nou gaan ek sommer myself lekker vasmaak met woordskool begin. Ek het nog net 'n dag gekies nie. Dan gaan ek weekliks, 1 keer 'n week, gaan ons lekker leer hoe om die Bybel te lees. En dan gaan ons 'n boek vat en dit bestudeer en lekker fyn kamp. So, want dit is belangrik om die woord te ken. Want hoe gaan jy antwoord gee as jy ook nie die woord ken nie? Amen. En ek wil julle help. Ek het soveel mense wat my gehelp het en nog steeds help. So ja. Kom ons ken sy woord. Kom ons ken sy woord. Amen. Amen. So toe daar is die einde van Handelinge 6, nou gaan ons oor in Handelinge 7. Nou is hulle regtig vies vir Stefanus en hulle vra toe vir Stefanus, hoorie Stefanus, is al hierdie goed in die begin van hoofstuk 7, is al hierdie goed wat hulle sê waar? So hier moet jy nou die gap sien wat Stefanus slaan. So hulle vra vir hom 'n ja of nee antwoord, né? Stefanus, hierdie aanklagte wat hulle maak teen jou, is dit waar? Wat is Stefanus se antwoord? Hy gee die langste prediking in Handelinge 7. Die langste aaneenlopende preek teachings wat jy gaan kry anders as hy is Jesus. Die bergrede. Matteus 5, 6 en 7. Stefanus het die langste aaneen preek in Handelinge wat hy nie Paulus nie, Stefanus. En hulle net vir hom gevra, is dit waar wat hulle sê? En hy sê so oop venster. So, kom ek vertel vir julle van die begin van Genesis. Wat hy dit vir hulle deur tot by Dawid, hoe hulle Jesus gemis het. Waar alles wat hulle, al die wette waaraan hulle vashou, alles terugwys na Jesus toe.
en hy verkondig Jesus met wysheid en met selfvertroue en met boldness. Hoekom? Want hy het die Heilige Gees in hom om hom te bekragtig. Jy hoef nie hierdie alleen te doen nie. Moet nie vir 'n oomblik dink dat die Here jou roep om hierdie alleen te doen nie. Hy sit sy Gees in jou sodat jy dit kan doen. En dan sien ons in Handelinge 7:54 wat hulle reaksie is op dit. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande gekners. Tandekners. Ek het ook dit lees toe stop ek bietjie, want waar is die enigste ander plekke waar jy hoor van tandekners? Die enigste elke keer wanneer dit verwys na 'n tandekners van om to gnashing of teeth and weeping. Verwys altyd terug na die jaat. So hierdie mense se haat teenoor hom het so 'n pyn en 'n wroging in hulle veroorsaak en hulle natuur kom eintlik maar tot vore en hulle besluit toe om hom dood te maak. Die eerste martyr in die Nuwe Testament. En nou moet jy ook besef die manier van steniging in daai tyd, daar's 'n paar maniere gewees. Hulle sal jou by 'n afgrond afgestamp het partykeer en as jy nou nog nie doodgeval het onder nie, dan sal hulle met klippe van bo afgooi. Die ander manier wat hulle baie keer gedoen het, is hulle het jou van onder af boontoe gegooi. Hulle het jou eers op jou enkels gegooi tot jy geval het, dan het hulle op jou knieë en so het hulle jou nou opgewerk tot jy nou plat op die grond lê, stukkend gegooi is en dan het hulle 'n groot klip gevat en op jou kop gegooi. So dit is nie 'n vinnige 'n lekker ervaring vir Stefanus gewees nie. Daar was genoeg dinktydperk sien ons ook vir Stefanus in hierdie hele proses. Maar sy reaksie tot dit alles is vir my inspirerend. Ek hoop dit is vir jou inspirerend soos wat dit veronderstel is om te wees en mag dit omdat ons nou ook uit hierdie week uitkom waar ons dit nou gesien het voor ons waar iemand was sy geloof waar dit so ek dink vir 'n oomblik voel dit hierdie teksvers ewesklik baie reël. So werklik, so naby. En mag jy sien die reaksie wat Charlie Kirk se familie het, maar ook die reaksie wat Stefanus het en sien hoekom hy kan reageer soos wat hy gereageer het. Soos lees dan in Handelinge vers 55. Maar hy was vol van die Heilige Gees. Kan jy sien hoe belangrik dit is? Dit is 'n term wat heeltyd herhaal, vol van die Heilige Gees. Wat beteken dit vir ons in hierdie laaste dae? Waarom moet jy regtig fokus? Here, hou my vol van die Gees. Hou my vol van die Gees. Raak nie dronk van die Gees nie, maar raak dronk van drank nie, maar raak dronk van die Gees. Wat beteken dit? Drink hom in. Druk in by die Here. Spandeer tyd in sy teenwoordigheid. Spandeer tyd in gebed. Spandeer tyd in sy woord sodat jy kan vol bly van sy Gees. Dis 'n absolute vereiste. En het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Ek wil graag jou aandag daar hê. Hy staan aan die regterhand van God. Hoekom is dit merkwaardig? Want die ander teksvers sê hy het opgevaar en hy het gaan sit aan die regterhand van God. Hier staan hy. Hoekom staan hy? Hy verwelkom Stefanus. Hy sê welkom by die huis. En hoekom wil ek dit vir jou sê? Is want ons het 'n hoop. Ons lewe nie net vir hier nie. Dood het nie hou vas op ons nie. Eendag wanneer ons slaap, soos wat hulle aan die einde van die teksvers sê en Stefanus het ons slaap, sê hulle. Wanneer ons tydelike tente soos Paulus sê hier afslaan, het ons 'n redder wat vir ons verwelkom by hom. Dit gee vir my soveel hoop. Dit gee vir my soveel vrede. Kan jy net voel hoe daai ek soos verbeel net vir 'n oomblik jouself hoe jy opkyk, jy sien die Vader en die Seun en die Heilige Gees is by jou. Hoe hy staan met sy hand uitgestrek en hy sê welkom by die huis. Kan jy voel hoe die vrees en die bekommernisse net soos wegsmelt? Want raak dit soos om net verlore te raak in sy teenwoordigheid en wie hy is. En hy staan en hy verwelkom verwelkom. Lekker tongknoper. Verwelkom vir Stefanus by die huis. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die Seun van Mens, dit verwys altyd na Jesus toe, aan die regterhand van God.
Maar hulle het met 'n groot stem geskree en hulle ore toegestop en soos een man op hom afgestorm en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuienis het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam Saulus. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy by die Here aanroep en sê: Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Stefanus is die enigste een wat ons sien wat reageer presies soos wat Jesus gereageer het aan die kruis. Here, ontvang my gees. Jesus het dit gesê. Hoekom sê hy dit? Hoekom kan hy dit sê? Hy's vol van die Heilige Gees. Hoekom is hy vol van die Heilige Gees? Want hy soek allereers die koninkryk van God. Hy's so gefokus op Jesus. Hy's so besig om vir hom te kyk, vol te raak van hom, nie om hom te kyk en vol te raak van die chaos wat om hom aangaan en om te reageer op ander mense se gevoelens nie, want dit is baie keer die maklikste ding om te doen. Is kyk ek dink is ek en Larissa wat gepraat het. As jy iemand stamp, wat sy eerste reaksie is, stamp amper terug, né? Maar hy was so gefokus op hom dat al kom hy stamp, het sy reaksie van daar af gekom en nie gebaseer op wat aan hom gedoen is nie. En hy kan reageer presies soos Jesus. Presies soos Jesus. Jesus ons voorbeeld in vervolging. Net soos wat Jesus Charlie hulle se voorbeeld in vervolging is. Net soos wat Jesus Stefanus se voorbeeld is. Hy is ons voorbeeld. Hy is ons fokus. Hy is ons hoop. Hy is die opstanding in die lewe. Jesus is. En hy sê die volgende: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Hulle is besig om my dood te gooi. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Want hy is vol van die Heilige Gees, gefokus op sy redder. Hy sien sy redder, gefokus op die groot prentjie, sy redder wat vir my toenooi. En die kerk het hierna gegroei. Ten spyte van dit. Net soos vandag. En ek wil vir jou sê dat hierdie gebeurtenis wat die vervolging wat nou uitgebreek, wel die een insident wat nou tot dusver gebeur het, kan of jou laat terugtrek en dit gaan oor jou, of dit kan jou aan die brand steek en jy kan 'n oop venster soek soos wat Stefanus gesien het en jy kan hardloop vir dit en sê Here, ek sê vir hulle, dit is amper asof vir my soos 'n dit voel vir my asof ons moet iets doen. Soos Here, ek moet iets doen. Sy dood vat ek sommer verantwoordelikheid voor. Medebroer in Christus. Dit gaan nie net oor sosiale, 'n medebroer in Christus is doodgeskiet. So Here, wat kan ek doen? Here, laat hierdie impak op my lewe hê. Wat kan ek leer hieruit? Mag hierdie impak op my lewe hê. Dat ek net harder hardloop, vinniger hardloop. Amen. Hulle nog oké. Vanaand gaan ons lekker sel hê. Kom vanaand, ons gaan lekker vir mekaar bid, ons gaan lekker gesels en bietjie by mekaar se harte uitkom, veral na hierdie week. So ek wil regtig nooi vanaand om te kom. Lekker mekaar bietjie stig en bemoedig. In die 202de eeu, the second century, die 2de eeu, was daar 'n kerkvader in Noord-Afrika, Tertullian. En dit was 'n tydperk waarin die Christene verskriklik vervolg was. Leeu's hulle is vir die leeu's gevoer, hulle is middeldeur gesaag, geslaan, verskriklike wrede maniere doodgemaak, vervolg. En dat hulle het gepraat van die bloed van die martyrs soaked the earth. En toe maak hy die stelling dat the blood of the martyrs will be the seed of the church. Ek sê dit weer. The blood of the martyr, dit wat hierdie kerkvader gesê het, the blood of the martyr will be the seed of the church. Nou ek wil vir jou sê, daar's 'n saadjie wat uitgegaan het hierdie Woensdag in elkeen van jou in ons lewens. Wat gaan jy toelaat om te groei? Gaan jy toelaat dat daai saadjie ontkiem en iets wild en warm in jou wakker maak? Of gaan jy dit verbygaan? Sy bediening, turning point. Ons staan by 'n draaipunt.
Gaan jy terugtrek? Om niks te doen is 'n antwoord, né? Om niks te doen is om terug te trek. Of gaan jy, Here, waar mis ek geleenthede tans? Waar hardloop ek nie soos ek moet hardloop nie? Waar verteenwoordig ek nog nie U soos wat ek moet nie? Waar soek ek U nog nie genoeg nie? Maar want hy is konstant besig. Hy is konstant besig om te lei. Ons moet net sien waar hy lei. Goeie herder. En ek glo dat hier iets en nie net dat dit gaan nie, dit klaar gebeur. My sosiale media van mense wat ek letterlik nog nooit enigiets oor die Here sien post het of sê het nie, is besig om 'n draaipunt in hulle lewe te bereik. Want hulle het gehoor wat gebeur het. Hulle het gesien wat gebeur het. Hulle gaan kyk sy video's. Hoor wat hy sê. En wat het hy gepreek? Jesus. 2 maande terug vra hulle van waarvoor wil jy bekend staan? Vir the courage of my faith. Hy wil bekend wees dat hy Jesus gevolg het. Mag dit ons doel wees, mag dit ons strewe wees. Mag ons daai nalat. Mag elkeen van ons, my gebed altyd vir myself en dan nou vir julle ook, is ek wil eendag, en nie net eendag, ek wil soos as ek hier op aarde ook loop, ek wil hê mense moet my, die getuienis wat ek wil hê, is daar stap 'n vriend van God. Hy ken hom, soos wat vir Moses geskryf staan. Moses het gepraat met God se vriend. Dit is vir my een van die mooiste, beste getuienis wat enigiemand kan hê. Daar stap 'n vriend of 'n vriendin van God. Hy praat met hom soos 'n vriend, aangesig tot aangesig. Gesels hulle. Soos Henog. Wat hulle sê in die Ou Testament, hy het gewandel saam met die Here voor die kruisiging, voor die Heilige Gees, saam hy het gewandel saam met God en toe sy weg. Een van 2 ouens wat nooit dood gegaan het in die hemel hè. Hy en Elia. Hoe naby verhouding moes hy gehad het? En daai ek wou maar sê, maak daai jou nommer 1 doel, om 'n vrek goeie vriend vir Jesus te wees. Alles vloei uit dit uit. Matteus 22, Jesus opdrag. So hoe reageer ons op wat gebeur het? Matteus 22. Jy het God lief met jou hele hart, siel en verstand, met alles wat jy het. En jy het mense lief. Amen. Jy hou aan mense lief hê. Dit was vir my so merkwaardig dat toe Jesus sê een van julle gaan my verraai, het hulle nie geweet wie nie. Want dat Judas presies gehanteer soos die res hanteer het. Judas niks anders hanteer nie. Hy het geweet wat hy gaan doen. Hy het hom kans gegee tot op die einde nog altyd. Is jy seker, Judas? So kom ons hê lief. En jou opdrag is nou meer as ooit, want soos jy kan sien, hy was 'n jong man. Ons weet nie. Niemand van ons weet nie. Dis 2 Korintiërs 5 vers 18 wil ek vir jou lees. Daar's hy. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. So hê God lief, hê mens lief, hoe jy mens lief, bediening van versoening. Want jy is versoen met God. So as jy sit en jy sê ek weet nie wat my doel is nie, ek weet nie hoekom ek aarde is nie, waar het ek dit so pas vir jou gegee? Waar het ek so pas vir een en elkeen van julle gesê hoekom jy op aarde is en waarvoor jy geroep is? Om waar jy jouself ook al te bevind, om die bediening van versoening uit te leef. Werk jou heil uit, werk jou redding uit, hardloop die resies en vat mense saam. Die enigste ding wat ons kan saamvat hemel toe, is mense. Ek hoor hierdie mooi, dit was my mooi gesegde wat ek hierdie week gehoor het. At the end of the game, the king and the pawn goes into the same box. Hoe is dit? The king and the pawn goes into the same box. Al wat ons kan saamvat, is mense. En ons mense wat nie Jesus ken nie, ons mense wat in die duisternis lewe. En jy is die antwoord. Ons is die antwoord. So kom ons begin proklameer die antwoord. Ek dink baie van ons wat hom dalk nog nie geken het, ek het so 'n bietjie geluister en hier het my bemoedig en ek hoop hierdie bemoedig jou. Is ons het nou die laaste ruk gesien hoe hy op kampus gepreek het, Charlie Kirk, voor groot menigtes, voor massas mense. Dit nie so begin nie.
Hy het agter 'n kamptafeltjie gesit en met enigiemand gepraat wat bereid is. Oop venster. Oop venster. Begin net. Begin net. Dit hoef nie glamorous te lyk of te wees nie. Begin net. En weet dat die Here jou wil gebruik. Dat sy gees in jou sit. Hy sal nie sy gees in jou sit sodat jy net moet aangaan en oorleef en bykom nie. En hier is die realiteit, dit gaan nie oor my en jou nie. Ons is nie eers die middelpunt van ons blerrie sonnestelsel nie. Gaan oor Jesus. En wat hy kom doen het, en is 'n voorreg dat ons kan deel vorm van sy bediening, wat hy begin het. Wat 'n voorreg is dit. Soos Dawid skryf in sy Psalm, Here, wat is mens? Wat is mens dat U oor hom omgee? Bietjie minder as 'n hemelwese maak? Hy hoef nie. Maar tog kies hy jou, tog het hy jou lief, tog kies hy om dood te gaan vir jou, op te staan vir jou, 'n nuwe lewe te gee en sy gees in jou te sit, sodat jy 'n lewe, 'n purposeful life, vol van hoop, vrede en vreugde en 'n verhouding met hom kan lewe. Amen. So die vraag is, daar's 'n turning point. Waartoe draai jy? Wat is jou antwoord op die pad vorentoe? Kom ons staan, dan bid ek vir ons en gaan ons aan aanbidding in. Here Jesus, dankie dat ek weet ons beklei nie vir oorwinning nie, maar vanuit 'n plek van oorwinning. Die oorwinning is reeds behaal, Here, en ons proklameer oorwinning oor elke bietjie waar die vyand sy grondgebied gedink het eers hy vergroot het, Here. Kom stoot ons dit terug, Here. Ons bid that you will raise a standard up against our enemies, Here. Soos 'n vloed, Here. Magteloos en kragteloos die aanval van die vyand. Here, dankie dat aan die einde van die dag U naam bo dit alles gaan uitstyg. U goedheid bo dit alles gaan uitstyg. U almag, U pragt, wie U is, bo alles gaan uitstyg. Here, dankie dat uit 'n lewe goed gelewe, kort maar goed gelewe, kom maar soveel mense tot kennis van U. Here, ons is nog hier en ons het nog 'n geleentheid. Gebruik ons, Here. Gebruik ons, Here. Kom snoei ons waar ons gesnoei moet word. Daai takke wat nie vrug dra nie, Here, kom snoei dit. En ek wil jou uitnooi om dit by jouself nou te bid, as jy braaf is. Here, kom snoei my waar ek nog nie vrug dra nie. Sodat ek 'n goeie wedloop kan hardloop, gefokus op U. Vir U. Jesus, the lover of our souls. Is Here ons die lief. Ons die so lief. Here, ons wil U woord gehoorsaam, want ons die lief, Here. Here, dankie dat ons ingeënt is in U. Dankie dat ons deel is van 'n nuwe bloedlyn. Dankie dat ons vergewe is, versoen is met U is, 'n nuwe lewe gegee is. Die Gees in ons is. Dankie dat U vir ons 'n trooster, 'n helper gestuur het. Kom lei ons, en vul ons met U vrede en U vreugde. Terwyl almal net so met hulle oë toe bly staan, as daar enige iemand hier is, wat soos al twyfel jy, wat dink jy, ek het nog nooit nie eers, ek praat eers jou lewe vir Jesus gegee nie, wat nog nie daai besluit gemaak het, dat ek glo in Jesus Christus, en ek lê my lewe neer om hom te volg nie. As jy nog nie daai keuse gemaak het, as jy nog nie wedergebore is nie, as enige so 'n persoon is, vra ek dat jy jou hand, jy hoef dit op te hou nie, net op te steek en ek kan weer laat sak. Sou daar iemand wees wat nie dit wou doen nou nie, maar na die tyd met my wil kom praat, asseblief. Daar is nie 'n beter dag as vandag vir redding nie. Here, ons verheerlik U en U alleen. U is ons God en U is ons koning. En ons is in U koninkryk.
onder U heerskappy. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek sluit af met hierdie slagspreuke van Rainer Bonke. Ek dink baie van julle ken hom, baie bekende evangelis, wat gesê het, to bankrupt hell and to populate heaven. Dit was sy visie en sy missie gewees. So kom ons in hierdie week, kom ons bankrupt hell and populate heaven. Amen.